Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons kan weet, ons identiteit is in U, dat U ons gemaak het, konings, priesters en profete vir U. Ja, Here, dat U ons so lief het, dat U Seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterf, dat U Seun gestuur het om vir ons te kom oorwin. En Here, ons dankie dat ons kan weet, dat ons in en deur Jesus Christus ook oorwinnaars is, oorwinnaars wat ook die woord kan verkondig, wat onsself tot die diens beskikbaar kan stel en ook wat kan heers op die aarde, ja ook oor die sonde en oor die duiwel. Here, vanmôre wil ons opnuut weer vra, maak ons ore oop, maak ons gedagtes skoon en helder, gee dat ons werklik sal hoor en sal luister wat U vir ons wil sê, sodat ons ook dit wat ons vanmôre hier hoor, in ons lewens kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons is besig met ons reeks uit die Heidelbergse Katekismes, Sondag 12, vraag en antwoord 32. Die vraag wat ons vra is, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Die vraag van die Heidelbergse Katekismes, vraag 32 is, waarom word jy 'n Christen genoem? En ek wil hê dat ons vanmôre weer daar moet begin, word dit weer vir ons lees, die antwoord op hierdie vraag, waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing, sodat ek sy naam bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy, en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry, en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. Vanmôre gaan ons fokus op die laaste gedeelte van hierdie katekismes antwoord, en dit is hierdie gedeelte wat sê, en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. En dit is as te ware 'n vervolg of 'n tweede toevoeging of 'n tweede gedeelte wat spesifiek handel oor die ampt van koning. Nou, ons het verlede Sondag alreeds na die ampt van koning gekyk en ons het gesien dat dit beteken ook dat ons as konings moet stry teen die sonde en die duiwel, moet heers oor die sonde en die duiwel. Vanmôre gaan ek vir ons lees uit Openbaring 22. Ons gaan daar net die eerste 5 verse lees, maar ek wil hê wanneer ons hierdie verse lees, dat jy ook spesifiek hierdie gedeelte van die katekismes antwoord in gedagte moet hou, en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsel regeer. Dit beteken wanneer hierdie aardse lewe vir ons eindig, dat ons dan tot in ewigheid saam met hom, saam met God, oor alle skepsele as koning sal regeer. Ek lees vir ons dan saam uit Openbaring 22, verse 1 tot 5. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot
in alle ewigheid. Ek wil vir ons weer vers 5 lees. Vers 5 is ons teksvers vanmôre. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En ek wil hierdie laaste gedeelte van die vers uitlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Nou die laaste gedeelte van die katekismus antwoord wat ons gelees het en reeds beklemtoon sê dat ons hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele sal regeer. Nou hierdie laaste gedeelte van die antwoord wys natuurlik, soos wat ek reeds gesê het, op die koningsamp, want konings regeer. En ons het reeds die vorige Sondag gesien dat ons as konings oor die sonde en die duiwel moet heers en moet regeer, maar vanoggend wil ek die aandag daarop vestig dat ons nie kan regeer as ons nie besef dat ons konings is nie. Met ander woorde, as ons nie weet wie ons is nie, sal ons ook nie weet hoe ons moet leef of wat ons moet doen nie. Dit laat my dink aan die verhaal wat ons lees daar in Daniël 4 van koning Nebukadneser wat soos wat God dit beskik het, sy verstand verloor het. Ons sou ook kon sê vergeet het dat hy 'n koning was. En die gevolg was natuurlik, soos wat ons die verhaal ken, dat hy verstoot is en in die veld gaan bly het, tussen die diere en gras en plante geëet het soos 'n bees, totdat God hom weer as koning herstel het. Ons sou anderster kon sê, totdat hy weer onthou het of besef het wie hy is. Ons lees dan wat die uiteinde daarvan was in Daniël 4, verse 36 en 37, as ons daar lees, in die tyd het my verstand in my teruggekeer, en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek, en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Nebukadneser moes eers erken dat God is die koning van die konings. Nebukadneser moes eers tot die besef gebring word dat God die koning van die konings is en dat God reg en goed regeer en ons nie nodig het nie, dat hy koning kan maak wie hy wil en dat hy weer kan afsit wie hy wil. Die Bybel sê ook vir ons, hy is die God wat konings opsit en afsit. Die wonderlike is dat ons kan weet dat ten spyte daarvan dat ons deur God geroep is om konings te wees en om saam met hom te regeer, ons so dikwels sonde doen, maar dat Jesus ons ook skoon gewas het van ons sondes, sodat ons juis konings en priesters en profete kan wees, wat tot eer van God leef. Dis ons identiteit, dit is wie ons is, en dit is wat ons nie moet vergeet nie. Maar die duiwel, die ou Satan, wil ons so dikwels laat vergeet wie ons is, en hy wil ons oortuig, en ons laat glo dat ons nie konings, priesters en profete is nie, en dat ons geen doel het nie, en waardeloos is, en nie geliefdes nie. Maar dit is natuurlik 'n leuen, of alles leuns. En ek wil vanoggend dan weer opnuut vandag hê dat ons moet besef dat ons nog altyd geliefde kinders van God is en was en sal wees. Dat ons vir hom kosbaar is en dat God ons nog altyd geroep het
om ook konings te wees wat leef tot sy eer. Nou ek wil hê dat ons moet kyk na ons identiteit in Christus as konings in die spesifiek. Ek wil amper sê, kom ons begin by die begin. Kom ons begin van vooraf. Reeds daar in Efesiërs 1, daar die bekende verse wat ek baie gebruik, in verse 4 tot 6 lees ons, soos hy, dit is nou Jesus Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou, hier in vers 5 lees ons dat Jesus of God ons aangeneem het as sy kinders. En as hy die koning van die konings is, en ons is sy kinders, dan is die logiese afleiding tog, dat ons prinse is, totdat die koning sterf, en dan word ons konings. En dit is ook waarvan Openbaring 1 verse 5 en 6 praat, as ons daar lees, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Maar nou is die wonderlike, Jesus Christus het nie net gesterf sodat ons konings kan word nie, maar hy het ook weer uit die doodheid opgestaan. Wat die koningskap aanbetref, bly hy dus die koning van die konings, maar ons is ook konings, omdat hy gesterf het, en nou regeer ons saam met hom, omdat hy nie net gesterf het nie, maar ook oorwin het. Nou regeer ons ook deur sy krag, deur die krag van sy oorwinning, uiteindelik alreeds hier op aarde, maar ons sal ook saam met hom tot in ewigheid regeer, soos wat ons teksvers, Openbaring 22 vers 5, dit ook vir ons duidelik maak. Wat belangrik is ons moet onthou, wanneer het dit gebeur? Dit het gebeur, soos ons gelees het, reeds voor die grondlegging van die aarde. Jesus het dit, of God het dit voorbeskik. Die duiwel wil egter hê, dat ons dit moet vergeet, en dat ons nie moet weet, dat dit die waarheid is nie, of dat ons dit glad nie moet weet nie. Maar ons moet dit onthou, ons was van die begin af gemaak, om konings te wees, wat heers tot eer van God. Reeds van voor die grondlegging van die aarde af, het God dit voorbeskik. Dit is ons identiteit. Ons het nou gekyk van voor die aarde begin het. Kom ons kyk ook na die skepping van die aarde en ons lewens hier op aarde. So reeds aan die eerste mense was die opdrag gegee, dis nou aan Adam en Eva, dat hulle moet heers. En Adam en Eva tydens die heel eerste verbond, Genesis 1 vers 28 word genoem die werksverbond of die kultuurverbond, en daar gee God aan hulle die opdrag in Genesis 1 vers 28, kom ons lees dit, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So hier kry ons daardie opdrag, onderwerp dit en heers. So van die begin af, vir die eerste mense, was die opdrag alreeds daar. Ons moet heers, soos konings, priesters en ook profete. So dit is belangrik dat ons dit sal besef. Ons is van die begin af geroep en gemaak, geskep ook deur die groot en almagtige skepper van hemel en aarde, om ook te heers. Maar ons weet wat verder in daardie verhaal van Adam en Eva gebeur het. Die duiwel het hulle natuurlik verlei. Hy wil hulle laat vergeet het wie hulle werklik is, dat hulle geroep is om te heers. Die duiwel wou gehad het hulle moet vergeet. Die belangrike ding is, ons hoef nie te vergeet nie, want God gee vir ons die krag en die vermoë om ook deur sy wapenrusting, soos ons die vorige Sondag gehoor het,
om in hierdie lewe dan ook oor die sonde en die duiwel te heers en te bly stry teen die sonde en die duiwel, te bly stry teen die duiwel wat ons aandag wil aftrek en ons wil laat vergeet wie ons is en ons wil oortuig dat ons niks werd is nie en dat ons nie kinders van God is nie en dat ons nie geliefd is nie en die teendeel daarvan is waar. Ons is kinders van God, ons is geliefd en ons is so geliefd dat God ons ook konings gemaak het deur sy seun vir ons te stuur of vir ons te sterf en vir ons te oorwin. Maar wat verder belangrik is, wil ek amper sê, van hierdie aardse lewe, is dat ons sal besef dat ons hier op aarde as te ware voorberei word, sodat ons na hierdie lewe vir ewig, tot in ewigheid saam met God kan regeer. Want ons sal eendag in die ewige lewe saam met God regeer. Dit is baie belangrik. Ons teksvers wat ons reeds gelees het, maak dit vir ons baie duidelik. Maar ook verder, die Here Jesus sê daar in Matteus 19 vers 28, kom ek lees dit vir ons, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. So hier geld dit vir Jesus se disippels, vir sy volgelinge, maar dit geld ook vir elkeen van ons. Ons moet hom volg en dan sal ons ook saam met hom regeer. Ook in Lukas 22, daar tussen verse 29 en 30, word dit vir ons duidelik gemaak. Ons lees daar, en ek beskik vir julle, dis wat Jesus sê, 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. So sien ook Jesus het dit bevestig tydens sy lewe hier op aarde. Van die begin af is ons geroep om hom te volg. Hy is 'n koning. Hy is die koning van die konings en ons is sy kinders en daarom ook geroep om saam met hom te regeer. Met sy dood het die Nuwe Testament, wil ek amper sê, waarheid geword, soos 'n testament wat bekragtig word by die dood van iemand. En nou geld dit ook vir ons. Ons is konings gemaak omdat hy gesterf het, maar hy het ook oorwin en daarom regeer ons saam met hom in en deur sy krag. Nie net hier op aarde nie, maar sal ons ook regeer in die ewige lewe tot in ewigheid. Maar ek wil hê dat ons ook daarna moet kyk, na hoe ons ook in die ewige lewe saam met God sal regeer. In Openbaring 5, daar tussen verse 7 en 10, lees ons die volgende, dit is God, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siter en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. En wanneer hier gepraat word van die aarde natuurlik, dan is dit natuurlik die nuwe aarde waarvan Openbaring 21 natuurlik praat, wat ook, wil ek amper sê, ons sal beleef met die wederkoms. Weereens is dit hier belangrik dat ons vir mekaar sal sê, die duiwel wil ons oortuig dat ons nooit in die hemel sal kom, by die ewige lewe sal uitkom nie. En dat dit wat ons sopas gelees het, dat ons as koning sal heers op die aarde, hy wil ons oortuig dat dit nie waar is nie. Maar, omdat Jesus die dood oorwin het, deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan, kon Jesus opvaar na die hemel, sy troon bestyg as die koning van die konings, en sy Heilige Gees uitstort, om in ons harte te kom woon, ons te laat glo, en ons te verseker, dat ons konings is, wat nie net hier op aarde moet heers nie, maar ook eendag na hierdie lewe, saam met God sal regeer, en ewig saam met God sal regeer. Ek wil hê dat ons ook so kortliks na daardie
ewig moet kyk. Wat beteken ewig? Ewig beteken buite tyd, daar waar tyd nooit ophou nie, waar dit letterlik, dit wat ons met ons menslike verstand kan verstaan, kan ons maar net sê, dat dit vir ewig en ewig sal aanhou. Ons sal vir ewig en ewig ook konings wees, omdat Jesus vir ons gesterf en oorwin het. In ons teksvers het ons gelees, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Nou dit is die heerlike versekering wat ons juis het, wat ons teksvers ook vir ons gee, dat ons saam met God sal regeer tot in ewigheid. Ons sal regeer tot in ewigheid, want ons is oorwinnaars in en deur Jesus Christus. Ons is nog altyd geskape van die begin af om te regeer, en ons word hier op aarde voorberei om dan ook saam met hom te regeer tot in ewigheid. Maar wat baie belangrik is en wat ons moet besef, is dit is 'n stryd om identiteit wat hier plaasvind. Die vader van die leuen, die ou Satan, die duiwel, wil ons oortuig dat dit nie die waarheid is dat ons as konings tot in ewigheid sal regeer nie. Hy wil ons laat vergeet dat ons identiteit in Christus is, dat ons oorwinnaars is, dat ons uitverkies is om te regeer van die begin af. In 'n sekere sin is dit juis wat geloof is. Die vraag is, glo ons wat God vir ons sê, as hy vir ons in sy woord sê dat ons konings is, en dat ons geroep is om as konings te regeer, of aan die ander kant, glo ons die duiwel, dat ons nie kan opstaan uit ons sonde uit nie, en dat ons nooit die sonde sal kan verslaan nie. As ons identiteit in Christus is, moet ons onthou, en dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, hoef ons nie die sonde te verslaan nie. Hoekom? Want Jesus Christus het dit reeds vir ons aan die kruis gedoen, en daarom kan ons hom vir God, vir Jesus, op sy woord vat, as hy sê, hy het ons konings gemaak, en daarom kan ons opstaan en as konings begin heers. Weereens wil ek sê, die duiwel sal alles in sy vermoë doen, om ons te laat vergeet dat ons identiteit in Christus is, om ons te laat vergeet dat ons konings is. Hy sal alles in sy vermoë doen om ons te verlei en ons aandag af te trek, ons te laat vergeet wie ons is, en ons te laat vergeet dat ons van reeds voor die grondlegging, voor God begin het om die aarde te maak, geroep is om konings te wees. Dat ons konings is hier op aarde wat moet regeer, ook oor die skepping, maar ook oor die sonde en die duiwel, en dat ons alreeds die ewige lewe het, die versekering het, dat ons sal regeer saam met God tot in ewigheid, wanneer hierdie lewe hier op aarde eindig en ons regte, ons volle lewe uiteindelik begin. So weer wil ek sê, as die duiwel jou probeer verlei, as hy probeer om vir jou te lieg en jou anders wil oortuig, onthou dat God jou so lief gehad het, dat Jesus vir jou mens kom word het en vir jou kom sterf het aan die kruis, maar ook vir jou die dood kom oorwin het, deur op die derde dag uit die doodheid op te staan, sodat elkeen van ons die wonderlike beloftes, wat ook in Openbaring 22 vir ons duidelik gemaak word, dat ons ook kan weet, dat dit ook vir elkeen van ons waar is, dat ons, soos ons teksvers sê, tot in ewigheid saam met God sal regeer. Ons hoef nie daaraan te twyfel. Ek wil hê dat ons kortliks ook moet kyk na hierdie beloftes wat waarheid is, wat ons in Openbaring 22 sien in hierdie eerste 5 verse, want dit is ook deel van hierdie hoop. Dit is waartoe ons as konings uiteindelik ook werk. Dis hoekom ons hier as getroue diensknegte, as getroue konings onder die koning van die konings op aarde ook regeer, omdat ons weet, dis wat op ons wag, en dis waar ons ook saam met God in die ewige lewe sal regeer. Nou in Openbaring 22, daar in die eerste vers, lees ons van die rivier met sy water van die lewe. Die water hier symboliseer die onophoudelike vloei van die lewe en van lewe. Met ander woorde, die dood is verslaan. Die lewe hou aan tot in ewigheid. Dis hoekom dit die ewige lewe is. Maar ook
simboliseer dit vir ons God se krag, wat ons onophoudelik sal versterk en ons onophoudelik sterker sal maak. In Johannes 7, verse 37 en 38 lees ons, en op die laaste dag, die dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En as ons in God glo, as ons vir Jesus glo, as ons hom op sy woord vat, dat hy ons konings gemaak het, dan sal ons ook konings wees. Dan sal die lewende water wat hy gee, ook uit ons binneste uitstroom, en sal ons ook tot in ewigheid daarvan bly drink, omdat ons hom bly navolg, tot in die ewige lewe en tot in ewigheid. In Johannes 4 vers 14 kry ons dieselfde gedagte wanneer ons daar lees, Jesus sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dit is hierdie stroom waarvan Openbaring 22 in die eerste vers ook praat. Maar dan sien ons ook in die tweede vers, daar word gepraat van die boom van die lewe wat natuurlik ook gevoed word deur hierdie stroom, en dat hierdie boom vrugte dra en dat sy blare uiteindelik die nasies sal genees. So hierdie boom is dan ook 'n simbool van beide die ewige lewe en die onophoudelike seën wat nooit sal ophou in die ewige lewe nie. Die 12 vrugte simboliseer die 12 maande van die jaar, en dus wys dit vir ons daarop dat hierdie boom dra in oorvloed. Hy hou nooit op dra nie. Daar's nie net seisoene waarna hy dra nie, maar hy dra elke dag vir ewig. So dit wys op die Here se seën. Dit wys ook vir ons natuurlik op die 12 stamme en die 12 apostels deur wie die evangelie gereed gemaak is en uiteindelik verkondig is, sodat ons as te ware daarvan kan eet en kan glo deur die Heilige Gees wat in ons werk en daarom die ewige lewe alreeds het. Dan ook hierdie woord genesing wat hier gebruik word, in die Grieks is dit die woord terapie of terapeuties. En dit is uiteindelik die blare van die boom wat hier beskryf word, en dit simboliseer vir ons dat daar in die ewige lewe geen meer dood of siekte of honger of dors of pyn of enige so iets kan wees nie, want daar is vir ewige gesondheid wat vir ewig en vir ewig uiteindelik daar sal wees. En dit is die wonderlike beloftes. Dis die uiteindelike wêreld waaroor ons saam met God sal regeer. Dan lees ons in vers 3 van die vloek van die sonde wat ook verslaan is. Daar is nie meer sonde in die ewige lewe nie. Daar is alleenlik net seën. Hoekom? Want ons sal vir God van aangesig tot aangesig sien. Ons sal hom van aangesig tot aangesig loof en prys voor sy troon, en hy sal ons vir ewig seën. En vers 4 sluit ook daarby aan, om te sê God se heerlikheid, sal ons nie meer verteer as gevolg van ons sonde nie, maar ons sondes is afgewas deur Jesus Christus aan die kruis, en daarom kan ons nou voor God se heerlikheid verskyn, en kan ons hom nou voor sy troon tot in ewigheid loof en prys en aanbid, en daar is geen groter seën uiteindelik as dit nie. En dis ook deur hierdie seën wat ons van God af sal ontvang in die ewige lewe, wat ons saam met hom deur sy krag uiteindelik ook sal regeer tot in alle ewigheid. En dan wil ek afsluit, ons sien in ons 5de vers en ons teksvers wat ons reeds na gekyk het, dat ons uiteindelik saam met Christus tot in alle ewigheid sal regeer. So hierdie vers simboliseer dat ons die voorregte en die autoriteit van Christus sal deel en saam met hom sal regeer en soos koning sal leef vir ewig, omdat hy vir ons oorwin het en in ons plek kom sterf het, en ons oorwinnaars in en deur hom uiteindelik ook gemaak het. In Openbaring 3 vers 21 lees ons, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
Ons het hier gelees, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Dis nie ons wat oorwin het nie, maar dis Jesus Christus wat in ons plek namens ons kom oorwin het, toe hy vir ons sondes aan die kruis kom sterf het, en vir ons op die 3de dag uit die doodheid opgestaan het, en ons so oorwinnaars in en deur hom gemaak het. Daarom hoef ons nie te twyfel nie, kan ons hom op sy woord vat, kan ons hom glo, en kan ons in hom glo, wanneer hy vir ons sê, dat hy het ons van alreeds voor die grondlegging van die aarde af geroep om ook konings vir hom te wees. Sy doel hier op aarde vir ons is om as konings te regeer en te heers, ja ook oor die sonde en oor die duiwel, en om te bly stry daarteen. En uiteindelik het ons die wonderlike versekering, dit wat ook vir ons in hierdie eerste 5 verse van die laaste hoofstuk in die Bybel vertel word, dat ons tot in ewigheid saam met God sal regeer oor 'n hemelse koninkryk wat uiteindelik nooit sal ophou nie. Kom ons sluit af. Dis van hierdie wonderlike waarheid en wete, dat die duiwel natuurlik elke dag ons aandag wil probeer aftrek met al sy leuns en sy verleiding, met al die pyn en die seer en die hartseer wat in hierdie wêreld is, ook as gevolg van die sondeval. Ons moet nie die duiwel glo nie, maar ons kan vashou aan die waarheid van die woord. Ons moet dus ook as konings oor die duiwel regeer en heers, hom weerstaan, soos wat Jakobus 4 vers 7 ook vir ons leer, en weet dat ons nou al moet regeer oor die duiwel en oor die sonde, sodat ons onsself ook gereed kan maak om vir ewig saam met God te regeer, eendag in die ewige lewe. Ons moet dus koninklike priesters en profete wees, wat mekaar en God dien, liefhet, in navolging van die koning van die konings, Jesus Christus, sodat ons deur alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat God toekom, dan ook aan hom kan bring en kan gee. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U, dat U die kroon van dorings hier op aarde kom dra het, sodat ons uiteindelik gekroon kon word met die krone van konings. Here, gee dat ons nie hierdie voorreg wat ons het, om die kinders te wees, om geroep te wees, om ook konings te wees, en ook hier op aarde te heers oor die sonde en die duiwel, soos konings te regeer, nederige dienende konings, dat ons nie van hierdie voorreg iets gering sal maak nie, maar dat ons sal besef hoe groot U liefde en genade vir ons is, ten spyte daarvan dat ons niks verdien nie, het U nogtans uit genade alleen vir ons mens kom word, in ons plek die sondelose lewe geleef, maar ook in ons plek aan die kruis die straf kom verdra, wat ons verdien as gevolg van ons sonde. Die in ons plek aan die kruis die toorn, die straf, die Godverlatendheid beleef, sodat ons ook kan weet ons sondes is afgewas, maar sodat ons ook kan weet U is altyd by ons en U sal ons nooit verlaat nie, dat ons ook wanneer hierdie lewe eindig, in die ewige lewe saam met U tot in alle ewigheid sal regeer. Here, gee dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat ons met die wete daarvan, juis omdat ons dit glo, elke dag tot eer en verheerliking van U, soos konings, priesters en profete hier op aarde sal bly leef, dat ons voortdurend sal bly heers, ja ook oor die sonde en die duiwel, dat ons voortdurend onsself in die diens sal opoffer, en dat ons voortdurend met woord en daad, ja ook in die manier hoe ons as konings regeer, in die manier hoe ons as priesters U dien, ook die waarheid van U woord sal verkondig. Here, gee en lei ons elke dag deur die Heilige Gees, dat ons goeie disippels, goeie navolgers van U sal wees, en dat ons werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Here, ons wil vra, wees saam met elkeen wat siek is, wees saam met elkeen wat beserings het. Here, maak vir ons gesond en bring vir ons genesing. Wees saam met elkeen wat hartseer is. Here, vertroos vir ons, gee vir ons krag en moed en hoop vir elke dag, dat ons werklik
in alle tye, die goeie en die slegte tye, in tye van gesondheid en in tye van siekte, steeds sal onthou dat ons die kinders is, dat U ons liefhet en dat U ons geroep het om ook te regeer oor alle tye en omstandighede wat U oor ons lewens bring. En op ons eie en deur ons eie krag is ons nie daartoe in staat nie, maar ons weet, Here, deur U krag en deur U genade is ons tot alle dinge in staat. En daarom vra ons, Here, hou aan om ons te seën, hou aan om ons te lei, hou aan om ons te rig, en gee dat ons werklik in alles wat ons doen na U eer sal soek, omdat alle eer en alle lof en alle heerlikheid U toekom tot in alle ewigheid. Dit bid ons alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.